Ja, kyk, lewende geskiedenis soos ons nou doen wat ons noem reenactment of slagveldnabootsing het 'n baie goeie plek om jong mense betrokke te kry. Of 'n spesifieke scenario vandag was die blokhuisbemanning is hier op en af en hier stop 'n trein om hulle voorrade af te laai omdat dit trek bietjie hulle aandag af en die boere gebruik hierdie geleentheid nou om die blokhuis aan te val terwyl die Engels nie kyk nie. Die Britte het nou geveg hier op die blokhuis en ons later toe nou terugval toe die boere te nader kom tot in die blokhuis waarna die boere toe nou dinamiet op die dak gegooi het. By die Engels het besef daar's geen kans vir hulle om te wen nie en hulle het die wit vlag opgestuur. Tipies wat gebeur het na so 'n geval, die boere het maar hulle voorrade gekry uit die Britte uit, van hulle selfs boots en klere afgevat wat natuurlik alles in opgegaan was. Ek het gedink ek gaan regte bullets wees omdat ek is bang dat daar gaan 'n regte bullet in wees en dit gaan my pappa skiet. Ja, ek het gedink die mense val regtig dood. Oorlog was dit nie net nie en daar is volksspele gespeel, sweep geslaan. Hier in die binnekant van die kring het ons vir Laurens Potgieter en sy seun Marnus. Hy is 9 jaar oud. En ja, die neef het 'n niggie die lug ingeskiet met 'n beesvel. Die neef sê hulle hou veral daarvan om die niggies te laat beesvel ry, want as die niggie haar sit nie ken nie, kom haar rok soos 'n sambreel oor haar kop. Die son het verdwyn, maar feesgangers kon steeds nie genoeg kry nie. Met die aandse verrigtinge is daar hulde gebring aan die duisende vroue en kinders wat hulle lewe afgelê het tydens die oorlog. Dis waar en die perde is maar ook draai ander jong man staat. Dis nie myne nie, dis nie joune nie, dis 'n ander man se mooi wat jy omstry. Soep, betaal jy meer vir alles. Van toiletrolls tot botter en kaas. En dan sal jy maar moet. Sides in jou belt en kleiner maak jou mag.